advokaat Hendrik van Staten. Lig op die reg deur advokaat Hendrik van Staten. Luisteraars, ons praat vanmôre met advokaat Hendrik van Staten. Lig op die reg is sy perspektief. En sy tema vanmôre is: hoe werk tronke in Suid-Afrika? Regte verwagting en ook 'n Bybelse perspektief. Dit is nie elke dag dat 'n advokaat vir ons 'n Bybelse perspektief op sekere sake gee nie. En dit is in die begin van die jaar, so ons wil daarop eers sê, môre Hendrik, en welkom by ons, en dankie dat jy met ons praat, ook oor die reg en die regte van mense. Goeiemôre Willem en goeiemôre aan ons luisteraars. Ja, dis dalk 'n goeie manier om die jaar te vroeg in die jaar mee af te skop, sodat 'n mens mooi kan verstaan wat gebeur in 'n tronk, hoe werk dit daar, wat is die regte, en daar is so baie waninligting wat baie keer daar buite rondsweef oor hoe gaan dit in 'n tronk, hoe gaan dit met die mense, wat word van hulle verwag, sit hulle daar en kyk TV die hele dag. So vanaand gaan ons so 'n bietjie klarigheid daar gee, maar ons gaan 'n bietjie kyk na Bybelse tekste rondom hoe was dit gewees gedurende die Bybelse tyd, maar ook wat 'n Christelike perspektief daarop. Ja, ek dink daar is 'n verwagting van 'n mens wat sekerlik anderster is as jy met die werklikheid te doen het of gaan kry. Hopelik kom ons daarmee van die buitekant af daarmee te doen, nie van die binnekant af nie. Wat is die regte verwagting vir, jy weet, hoe werk 'n tronk? Wat kan mens werklik sien, beleef van die werking van 'n tronk? Wel, dit is eintlik 'n onderwerp waar baie min mense praat. Soos jou boetie in die tronk, jy praat nie oor hom nie. Maar 'n tronk speel eintlik 'n baie groot rol in ons samelewing in Suid-Afrika. So ons gaan kyk hoe dit werk, wat word van gevangenes verwag, en watter regte het hulle steeds, al is hulle nou binne in die tronk. Ja. En ons moet ook begin net te kyk, daar's 'n kort Bybelse perspektief, dat gevangenisstraf nie iets niets is nie, en dat God self in tronke teenwoordig was, en nog steeds is. Ja, jy weet, hoe werk die tronk van ouds af, en ek weet ons lees 'n paar keer van iemand wat in die gevangenis is, en Christus sê ook, jy weet, hy praat ook oor die gevangenis, maar eintlik is dit maar net doodgewoon tronk. 'n Gevangenis is net 'n woord wat hom so 'n bietjie eufemisties versag, nee. Ja, mens kan amper so sê. Maar kom ons begin, ons kyk na tronke in die Bybelse tyd. Want in die Bybel lees ons van gevangenes, mense wat gevange geneem is, en dikwels opgesluit is sonder dat hulle 'n regverdige verhoor gekry het. Wel, ons weet van Josef wat onregverdig in die tronk gegooi is in Egipte, volgens Genesis 39 vers 20. Jeremia wat in 'n kerker gegooi is omdat hy die waarheid verkondig het, Jeremia 38 vers 6. Paulus en Silas wat opgesluit is omdat hulle die evangelie verkondig het, en as mens gaan kyk na Handelinge 16 vers 23, nadat hulle baie houe ontvang het, is hulle in die tronk gegooi. Selfs Jesus sê, ek was in die tronk en julle het my besoek, volgens Matteus 25 vers 36. Maar as ons onthou ook Jesus se hele verhoor met sy kruisiging, was hy ook basies gevange geset en voor die Sanhedrin gebring, en toe op die einde van die dag voor Pontius Pilatus. Nou, dit wys ook dat God gee om vir mense in gevangenskap, en dat menswaardigheid altyd belangrik bly. En die groot ding wat ons baie keer vergeet, is dat daar is wel persone ook, wat onskuldig agter tralies sit. Ek het nou die dag so 'n geval gehad van iemand wat ongeveer 4 jaar opgesluit was, omdat hy na bewering iemand betas het, en toe die dametjie mondig word, toe sê sy, die maatskaplike werker het gesê, ek moet so en so sê in die prentjies teken. So vir 4 jaar was iemand onskuldig opgesluit. Net so gebeur het dat 'n vals klagte teen iemand gelê word van hy het met iemand gepeter, en die polisie vra nie 2 keer vra nie, en hy word sommer opgesluit,
en aangehou alhoewel hy 'n paar keer verskyn en dan word dit net die hele tyd uitgestel. So ons moet altyd onthou dat nie almal wat agter daardie tronkmure sit noodwendig skuldig is nie, want ons baie mense wat verhoor afwagtend is en nog nie skuldig bevind is nie. En daar is persone wat weens oneerlikheid agter tralies sit. Want as jy getuienis in 'n hof lewer, is dit onder eed. En jy sê ek sal die waarheid en die volle waarheid praat. En ongelukkig is daar mense wat myn-eed pleeg en onder eed nie die waarheid praat nie en dit verwoes ander mense se lewens. Maar net so het die gemeenskap die reg dat 'n persoon wat iemand anders vermoor het, of ingebreek het, of iemand aangerand het, wel sy straf moet uitdien agter tralies om te betaal vir die misdaad wat sy gepleeg het. Ja, so daar's twee kante van die saak, en baie mense, soos jy sê, is onregverdig daar, party is nog nie eens verhoor nie, maar ons sien net mense, of ons hoor net van iemand, is in die gevangenis, of in die tronk, en dis nie die hele waarheid nie, maar dan ook hierdie perspektief wat jy gee oor mense wat in die Bybel, weens hulle geloof en onskuldig in die tronke gegooi is, maak ons ander dimensies oop van wat kan gebeur. Ja nee, definitief. Maar kom ons kyk eers hoe werk tronke in Suid-Afrika. Nou, in Suid-Afrika val tronke dan onder die departement van korrektiewe dienste. En ons vergeet baie keer die doel is nie net om mense te straf nie, maar ook te rehabiliteer, sodat wanneer hulle vrygelaat word, hulle wel 'n bydrae kan maak tot die samelewing. Nou, daar's ook twee tipe, as mens so kan sê, tronke. Die eerste een is polisie-aanhoudingsselle, waar persone vir kort termyn aangehou word. So Vrydag aand sluit hulle vir Jannie toe, want Jannie het sy buurman geslaan. So Jannie bly dan nou in die polisieselle in aanhouding, tot hy nou maandag in die hof verskyn, en dan besluit hulle vir hom borgtog gee, of hulle moet oorplaat na 'n korrektiewe sentrum. Nou korrektiewe sentrums is waar verhoorafwagtendes, maar ook veroordeelde gevangenes dan nou aangehou word. En dit val dan nou onder die departement van korrektiewe dienste. Maar daar word nie net almal in een sel opgesluit nie. Daar's 'n klassifikasie van gevangenes wat plaasvind. Want gevangenes word geklassifiseer volgens die erns van hulle misdaad, hulle gedrag en 'n veiligheidsrisiko. En dit bepaal waar hulle geplaas word en in watter programme hulle mag bywoon. Want dit help nou nie, jy sit iemand wat 'n hoender gesteel het, saam met 'n persoon wat skuldig bevind is aan 25 verkrachtings nie. Ja. Die veiligheidsrisiko is daar dat die arme selmaat wat die hoender gesteel het, dalk 'n bietjie slegter daarvan kan afkom. Ja, Hendrik, jy weet, dit is so belangrik, en mense het waardering, jy weet, vir die stelsel, dat hy voorsiening maak vir verskillende mense en klasse van misdadigers. Maar op hierdie geklassifiseerde noot, kom ons vat so 'n oomblik en ons hoor 'n bietjie musiek en dan gesels ons verder. Die advokaat Hendrik van Staten. Ons praat vanmôre met advokaat Hendrik van Staten oor die tema, hoe werk tronke in Suid-Afrika? Regte verwagting, en hy gee ook van sy Bybelse perspektief. Hendrik, jy was besig om vir ons te sê van die klassifisering van mense in die tronke. Wie klassifiseer hulle? Sommer net so ter inligting. Wel, dit sal wees departement van korrektiewe dienste, want hulle is verantwoordelik vir eerstens die veiligheid van die aangehoudenes. Hulle is ook verantwoordelik om seker te maak dat die korrektiewe dienste sentrums korrek funksioneer. So, hulle sal nou byvoorbeeld persone wat nou lewenslange tronkstraf is, sal nou gesamentlik met mekaar aanhou, terwyl iemand wat miskien net 6 maande uitdien in 'n ander afdeling aangehou sal word. En ook afhangende van
wat is die gevaar wat hulle vir ander mense inhou, maar ook die erns van hulle misdaad, hulle gedrag, maar ook hulle veiligheidsrisiko's. Want vir al persone wat lewenlang 'n tronkstraf uitdien, is 'n hoër vlugrisiko byvoorbeeld as iemand wat net 'n jaar tronkstraf uitdien en nog vroeër op parool kan vrygelaat word, terwyl 'n persoon wat vermoordskuldig bevind is, of 'n minimum dalk van 20 jaar moet uitdien. So al daardie goed word dan nou opgeweeg om te bepaal waar word 'n persoon geplaas. En daar is sekerlik 'n riglyn wat vir almal geld en wat daar gestel is. Ek bedoel, dis nie willekeurig die bewaarder of wie ook al se werk nie. Daar's sekerlik 'n riglyn, 'n klassifikasieriglyn. Dis korrek. Daar is 'n klassifikasieriglyn en dan ook as afhangende van die gedrag van die gevangene, het dit ook 'n invloed oor wat se voordele het wat hulle toegelaat word en ook waar hulle aangehou word. Soos waar 'n persoon 'n baie ernstige misdadiger is en hy ander persone 'n gevaarvolle aanhou, sal hy miskien opgesluit word in veilige bewaring waar hy op sy eie is, of geïsoleerde opsluiting. Maar ja, om in 'n gevangenis te sit is nou nie net om te sit en die tyd om te kry en om te wens, miskien voor 'n TV te sit en TV-speletjies te speel nie, want daar is verwagtinge van 'n gevangene ook. Want selfs iemand wat in die tronk is, het sekere verantwoordelikhede wat van hom of haar verwag word. Want gevangenis of 'n korrektiewe dienstesentrum is 'n plek wat eerstens reëls toepas en waar dissipline gehoorsaam moet word. So die gevangene kan nie net besluit hy wil doen wat hy wil nie. Hy moet inpas. Soos wat ons in die weermag was, waar ons as troepe vir die korporaal geluister het, so moet 'n gevangene luister vir die korrektiewe beamptes wat vir hom sê wat hy mag doen, wat mag hy nie doen nie. Plus, hulle moet die nodige respek teenoor die personeel en medegevangenes dan nou ook uitleef en deelneem aan rehabilitasieprogramme waar moontlik is. En dis ook baie belangrik wanneer hulle nou in aanmerking kom vir moontlike parool voor die paroolraad, dat daar gekyk word na die gedrag wat die gevangene geopenbaar het, maar ook het hy rehabilitasieprogramme bygewoon en het hy 'n verandering of 'n ommekeer in sy lewe wel teweeggebring. En ek wil ook net sê dat baie keer is die kerk ook daarso 'n baie belangrike skakel. Mense vergeet dit, dat daar baie dominees en pastore is wat nou verskeie kursusse soos Hardlines aanbied in die tronke, wat juist daarop gemik is om die gevangenes te help vir hulle en hulle voor te berei vir wanneer hulle weer terug integreer binne die samelewing. Maar daar word ook verwag van 'n gevangene om nie by geweld betrokke te raak nie, maar ook nie om dwelms of smokkelary binne die tronk te bevorder nie. Maar as 'n mens so dink aan, laat dit 'n mens dink aan daai vers in Romeine 13 vers 1, waar die Bybel sê, laat elke mens hom onderwerp aan die gesag wat oor hom aangestel is. Net so moet die gevangenes hulle self laat onderwerp aan die korrektiewe beampte se gesag, wat dan nou, alhoewel dit gedwang is, maar dan nou aangestel is om oor hulle beheer uit te oefen. Maar dit is ook nie dat onreg aanvaar moet word nie, maar dit is belangrik dat orde wel gehandhaaf word. As ek daarna luister, is dit eintlik iets anderster wat 'n mens in jou geestesoog sien van iemand wat net passief daar sit. Dis eintlik 'n werklike tyd van om die gevangenes bewus te maak dat hy aktief moet meedoen. Jy weet, hy moet luister en meeleef met die samelewing daarin en met die gesag wat oor hom gestel word, maar ook die geleenthede wat daar vir hom gegee word tot rehabilitasie, opvoeding. Ons het sopas gehoor in die week of wat terug dat die slagsyfer vir matrikulante in die gevangenis baie hoog was. So dit is tyd om ook akademies te vorder, sodat as die tyd as jy weer in die samelewing kom, dat jy jouself opgewerk het en 'n beter kans gee om weer in diens geneem te word en weer sal in te skakel met die samelewing.
Dis definitief so. En dit is die groot doel is om te rehabiliteer en dan weer te integreer. Maar met die doel dat die persoon nie weer dieselfde misdryf pleeg nie. Dis amper soos daai Afrikaanse spreekwoord wat ons het van buig die boompie terwyl hy nog jonk is. So buig die gevangene hoewel hy nog jonk in die gevangenis is, dat hy nie 'n ernstiger misdadiger word nie, maar wel 'n model burger. Ja. Ja, ongelukkig hoor mense van die negatiefes, né? Ja, ongelukkig. Maar nou is die vraag is, wat mag gevangenes doen? Want ten spyte van dat hulle ingeperk is met hulle regte, het gevangenes nog steeds menseregte. Die regte van gevangenes is nog reg op menswaardigheid, hulle is nog steeds mense, hulle het reg op mediese sorg, reg op godsdienstbeoefening, hulle het reg op besoeke en korrespondensie, as hulle nou die reëls gehoorsaam, want indien hulle nie die reëls gehoorsaam nie, kan hulle regte ingeperk word om besoeke te ontvang, maar ook om korrespondensie te stuur. Dan het ook die reg op opleiding en werk waar dit beskikbaar is, en daar wil ek eintlik my hoed afhaal vir die minister van korrektiewe dienste, Dr. Groenewald. Want hy het al klaar met sy inisiatiewe om weer bakkerye in te stel in die tronke en opleidingsprogramme te weer te bring, miljoene rande gespaar, wat uitbetaal sou gewees het aan moontlike tenderpreneurs en ander kontrakteurs wat baie gelde uitgemaak het. Want nou lei jy liewers die gevangene op, sodat wanneer hy teruggeplaas word in die samelewing, hy 'n vaardigheid het wat hy wel kan gebruik, tot sy voordeel, maar ook vir sy familie se voordeel en die samelewing in geheel. Nou ja, dit herinner ons aan die Bybel, wat ook vir ons baie keer sê, en spesifiek na Lukas 6 vers 31, doen aan ander wat julle wil hê, hulle aan julle moet doen. Nou, as ons iets verkeerd gedoen het, wil ons vergifnis hê, maar net so, as gevangenes iets gedoen het, wil ook vergifnis hê, maar 'n mens wil ook nie net hê iemand word ter gronde gaan nie, mens wil hê daardie persoon moet daarom opgebou word, om weer 'n positiewe bydrae te kan lewe. Ja, en dit is waar eintlik elkeen van ons dan inkom, in die samelewing, maar ook in die mense wat in die gevangenis is. Ek moet sê die klompie kere wat ek deur die tronke is, was dit elke keer 'n belewenis om daar met die mense te praat en te werk. Nie altyd noodwendig geestelik positief nie, maar vir my was dit 'n openbaring geweest van mense in hulle lewenswyse, hulle sienings, hoe dit verander ook in die tronk, in die tyd wat hy het om miskien 'n bietjie terug te kyk op wat hy gedoen het en op sy lewe. Nou ja, ons vat so 'n breekie en dan praat ons nou weer verder. Die advokaat Hendrik van Staten. Dankie Hendrik. Ons luister lekker na die musiek. Ons sê ook dankie vir Piet en Poppy wat vir ons die musiek elke week saamstel. Hendrik, jy praat met ons oor die tronke in Suid-Afrika, 'n werklike verwagting en ook 'n Bybelse perspektief. En dankie dat jy vir ons die twee dimensies gee. Weet hoe dit was? Partykeer dink ons waarskynlik dat ons net in 'n goeie of net in 'n slegte tyd teenoor ander tye leef, maar waarskynlik is al die goed en die sleg maar nog altyd deel van ons. Ja nee, dat men so dink, toe ek nog 'n kind was al destyds so 'n TV-program gewees. Ek weet ook Patrick Meinhardt het nog aangespeel en nou Skollie 5 ster. Wat ook mos gehandel het oor die lewe in die tronk. So ja, dit is 'n baie goeie reeks gewees, maar ongelukkig soos mense sê, selfs binne die tronke verander die tyd soos wat tegnologie en goed ook verander. En ja, dis nie meer noodwendig soos wat ons op 5 ster gesien het hoe dit in die tronk gaan nie. Maar kom ons kyk gou na 'n paar algemene misverstande oor tronke en dan vra wat ek al baie keer wat gehoor het wat mense vra ten opsigte van tronke. En die eerste een wat mense my vra en wat ek nou self ook met 'n skok uitgevind het, want ek het ook maar gewonder, is dit nou slawe arbeid wat in die tronk beoefen word,
En die vraag is, word gevangenes betaal terwyl hulle in die tronk is? Nou ja, sommige gevangenes ontvang wel 'n klein toelaag as hulle werk in die tronk, soos byvoorbeeld in die kombuis waar hulle kos maak, wasgoed was, tuinwerk of instandhouding doen, of selfs in die kioskwerk, want binne die gevangenes het hulle tipe van 'n kafeteriaatjie, as jy dit so kan noem, wat nou die belangrike goed verkoop aan gevangenes, soos higiëniese goed, soos onderarm, aanrol, spuite, seep, maar ook sigarette, sjokolades en skyfies en sulke tipe goed. So hierdie klein toelaagie wat hulle kry is eintlik bedoel sodat hulle vir hulle higiëniese produkte, tandepasta ensovoort kan aankoop, want dit word nie verskaf deur die departement nie. So dis nie 'n salaris soos wat mense buite die tronk kry nie, maar 'n simboliese bedrag wat help met basiese behoeftes soos toiletware. Die bedrag wat ek verstaan het van 'n gevangene op 'n stadium was ek so R600, maar dit is ook nou al 'n paar jaar terug. So dit is interessant wees om te weet wat is die nuutste bedrag. Maar dit gee daarmee ietsie vir die mense om die noodsaaklikste te kan aankoop. Ja, want baie van die gevangenes het nie noodwendig familie wat in die omgewing bly waar die tronk is nie, want persone wat nou familie het wat in die area bly, kan dan vir hulle familie kom kuier en dan ook vir hulle geld bring of iets by die kafeteria koop, met die doel dat hulle dit dan kan gebruik. Ja. Nog 'n vraag wat gereeld opkom, en dit is gevangenes verplig om te werk? Nou hier is 'n baie interessante antwoord eintlik, want nie almal is verplig om te werk nie. So werk en programme hang af van beskikbaarheid, en dis hoekom ek sê, Dr. Groenewald doen eintlik 'n baie goeie werk om nou weer soos die bakkerye in te stel, waar meer mense dan nou kan deelneem aan programme. Dan hang dit af ook van gedrag, want dit help nie jy vat 'n persoon wat nie goeie gedrag kan handhaaf of toon nie, om dan nou te gaan werk buite op die landerye byvoorbeeld, want 'n persoon kan nonsens aanjaag of dalk ontsnap. Dan word ook gekyk na die gevangenes se gesondheid en ook die sekuriteitsvlak of risiko. Want langtermyn gevangenes hou dalk 'n groter risiko in, omdat hulle meer geneig mag wees om te ontsnap as 'n korttermyn gevangene. So, deelname word aangemoedig as deel van 'n gevangenes se rehabilitasie, maar dit kan beperk wees as gevolg van verskeie faktore. Dan 'n baie belangrike vraag is, kan gevangenes studeer of vaardighede aanleer? So ja, soos wat jy nou gesê het, Willem, het verwys het na die hoë slaagsyfer wat die tronke nou behaal het. Is daar sommige tronke wat dan opleiding aanbied, matrieks, studies, ambagte, maar ook lewensvaardigheidsprogramme, afhangende van die hulpbronne. Want jy kry tronke wat gesentreer is amper meer stedelike area, waar hulle noodwendig sulke groot boerderye het as ander areas nie, soos byvoorbeeld Sondewater wat miskien sy eie beeskudde het, en besproeiinglande wat dan nou kos produseer vir die gevangenes om uitgawes te bestaan. Net so sal 'n mens byvoorbeeld in 'n tronk in Kailami nie noodwendig daardie groot boerdery aktiwiteite kry nie, en dan rem dit die hulpbronne wat dan nou beskikbaar is om vaardighede te mag aanleer. Maar houtwerk en metaalwerk word wel ook by ander tronke waarvan ek bewus is wel aangebied. Maar hier is 'n ander belangrike vraag wat mense ook vra is, mag gevangenes die Bybel lees en kerkdienste bywoon? Ja, soos jy gesê het, jy het nou self die tronke besoek, en dit is baie belangrik, ja, gevangenes het die reg op godsdienstvryheid, en hulle mag Bybels hê, bid en dienste bywoon. Ek weet ook, daar is verskeie persone, en ek dink die Gideons is deel van hulle, wat Bybels versprei in die tronke, met die doel om daai persone te kry, om dan nou die Bybel te kan lees, en dan nou ook diensooreenkomstig dan 'n geleentheid te kry. Maar dit laat 'n mens dink dan aan 2 Timoteus 2 vers 9, die woord van God is nie gebonde nie.
So godsdienstvryheid word wel toegelaat. Nog 'n vraag wat baie mense vra is, kry gevangenes mediese sorg? En die antwoord daar is ja. Alle gevangenes het reg op basiese gesondheidsorg, insluitende kroniese medikasie. Maar jy is nie geregtig op kosmetiese mediese sorg nie. Dis nou vir almal wat bles is en ekstra hare wil laat implant, sal dit nou nie toegelaat word in die tronk nie. Jy's nou hier op die vlak. So ja. Dan Maar op nog 'n baie vraag. ligte noot, kom ons vat net so 'n minuut musiek en dan praat ons verder. Die advokaat Hendrik van Staten. Ja, dankie Hendrik, jy is besig om vir ons te vertel van die tronke in Suid-Afrika en jy die belangrike of die vrae wat jy die meeste kry, weet. Die een interessant was nou vir my om te weet dat mense sou vra oor die Bybel lees en kerkdienste bywoon. Dit word grootliks aangemoedig, die meeste plekke waar ek dit nog beleef het. Wat is die volgende vraag wat jy wou bespreek? Wat gebeur as 'n gevangene die reëls oortree in die tronk? Nou, dit kan lei dat dissiplinêre stappe gevolg gaan word, soos verlies van voorregte, of dat hulle in isolasie opgesluit word. Maar dit geskied maar volgens die wet en prosedures. Dis amper soos die ouens wat destyds in die weermag stout was, as dit nou was by diensplig, en dan teen die militêre polisie ouens gekry om hulle te kom haal. Ek weet van die ouens het so push-ups gedoen dat as hulle terugkom, na 3 maande, daai ouens spiere wat jy nie geweet het hulle het nie. Ja. Maar ja. die ding is, jy kan nie die ou nou dreig en sê, gaan jou in die tronk gooi nie, want hy's klaar daar, nee. Dis korrek. Maar jy kan sy voorregte opskort, soos besoeke, maar ook die skryf van briewe. Ja. Maar die groot ding wat mense op fokus is die rehabilitasie en herstel. Nou, korrektiewe dienste fokus toenemend op opleidingsprogramme, lewensvaardigheidsprogramme, maar ook geestelike en pastorale sorg. Want geestelike en pastorale sorg is dan nou iets wat ook belangrik is as dit kom by aansoek vir parol. Want dominees het ook insette om te sê, maar die ou het gereeld my kerkdienste bygewoon, aktief, en dit kan hom dalk help om nou vroeër op parol vrygelaat te kry. So die doel is dat 'n persoon beter voorberei terugkeer na die gemeenskap, as wat hy was toe hy daar ingekom het. So, ja, dit laat my dink aan 2 Korintiërs 5 vers 17, as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel. So, verandering is wel moontlik, selfs agter tralies. Ja, en partykeer is dit juist die tralies wat die verandering aanhelp en bewerk. Daai afgeslotenheid met miskien 'n bietjie meer diepte insig op jouself toelig. En jy is nie so besig met noodwendig ander dinge buitekant nie. Ja, maar wat ons moet onthou ook, né? 'n Tronke is nie net plek van straf nie, maar ook plekke waar hoop kan begin. So as 'n gemeenskap en as gelowiges word ons dan nou geroep om regverdig, menslik en met deernis op te tree. En as mens gaan kyk Hebreërs 13 vers 3, onthou die gevangenes asof jy saam met hulle gevangene is. So die belangrike ding wat ons moet onthou is dat eerstens, elke mens maak foute. Maar 'n mens is meer as sy foute. Ja, nee, dit is 'n baie belangrike dimensie wat ons nooit moet vergeet nie. Ja, nee, definitief. Hendrik, jy praat oor die tronke. Kom ons begin saamvat en sê, as ons luister na wat jy sê, dan is hierdie wipplank eintlik in hierdie tronk. Aan die een kant is dit definitief 'n plek waar jy moet
die straf uitdien. Maar aan die ander kant is dit 'n plek waar hoop skep, wat nuwe verwagtinge wil teweegbring, nuwe dimensie op die lewe. Dis nie 'n plek waar mens net neergetrap word nie. Dis ook nie 'n plek waar jy net passief moet wees nie. Jy het dit baie mooi gesê, is 'n aktiewe deelname aan die tyd wat jy daar is, of wat die owerhede is, of gevangenes, of wat ook al, en om jouself op te bou op verskillende maniere, of het nou handvaardigheid, of akademies, of wat ook al is. So, dis 'n klomp dimensies wat 'n mens eintlik nie aan dink, wat maar voluit aangaan, net op 'n ander manier in die lewe, net soos vandag, elke dag, wat ons miskien in meer vryheid beoefen. Maar vat vir ons saam asseblief en sê, wat sal jy sê, hoe moet ons dit bekyk, en dan ook weer eens baie dankie vir jou Bybelse perspektief. Ek dink dit gee vir ons 'n fenomenale gedagte, sonder om vasgevang te word in dit wat ons in ons gedagte net sien oor vandag. Wel, die eerste ding wat ons moet onthou is dat nie almal wat in 'n tronk is skuldig. Daar is skuldig nie, daar is wel onskuldige persone ook agter tralies. Tweedens moet ons onthou dat die doel om 'n persoon gevangenisstraf op te lê is ook om daardie persoon te verander tot voordeel van die gemeenskap, waar die persoon, wanneer die persoon uitkom, dan 'n positiewe bydrae kan maak tot die gemeenskap. En ons moet onthou dat selfs al sit 'n persoon agter tralies, bly die persoon nog steeds 'n mens. Al voel 'n mens hoe negatief teenoor misdadigers, onthou nie almal wat daar sit is ernstige misdadigers. Het kan wees dat 'n ou hoender gesteel het omdat hy honger is, of iemand wat 'n grap gemaak het wat verkeerd gegaan het en iemand het lelik seer gekry. So, ons is baie keer baie lief om maklik te oordeel, maar ons moet onthou daar is 'n rede hoekom daar 'n tronk is, en dat dit daar is in ons beste belang, maar ook die beste belang van die persone wat agter tralies is. Ja, en jy het 'n baie belangrike ding gesê, jy weet, ons en mense is meer as wat hulle foute is, weet, en dit kan ons nie, en Christus het ons aangemaan, jy weet, om gedagtig te wees in al hierdie sake wat jy ook nog geopret. Baie dankie, Hendrik het vanoggend gepraat met ons oor die regte en verwagting van die Suid-Afrikaanse tronke en 'n Bybelse perspektief daarop gegee. Gee miskien so laaste woord, en is gerus 'n kontaknommer, is dalk iemand dalk 'n vraag of 'n gesprek met jou wil voer oor enigiets? Ja, luisteraars, welkom om my e-pos te stuur. My e-posadres is A vir hotel, P vir papa, P vir Victor, A vir Alpha, N vir November, en dan is S vir Sierra, en dan die syfertjie 3, en dan is die aapstertekentjie, gmail.com. En veral ook as daar enige spesifieke versoeke is rakende sekere onderwerpe waar ek oor kan praat, maak gerus die voorstelle, en ek help gerus om sekere navrae dan so te kan beantwoord. Baie dankie, dit was advokaat Hendrik van Staten. Hendrik, baie seën, tot ons weer gesels. Geseënde week verder vir jou, Willem, en 'n geseënde week vir ons luisteraars, en ons gesels weer. Groete van my, advokaat Hendrik van Staten.